Kom ons bid sommer so saam. Here, U is goed vir ons. En is so lekker om in die teenwoordigheid van U te kan wees. Ons weet U het saam met ons hier aangekom, soos wat ons altyd vir mekaar herinner. U connect net daar waar ons is vanoggend. In 'n stille nag, in 'n heilige nag. En ons gee ons lewens aan U oor, want U is ons koning. En daarom, Here, wil ons saam sing, saam met die engele koor, heilig, heilig, heilig. Mag dit vanoggend vir ons ook so belewenis wees, mag ons dit saam met ander geniet, mag U ons harte hoor en sien, as ons so voor U staan. Amen, amen. Julle is welkom, julle sitplekke te neem. Dankie Rudy en die span wat so op 'n Kersoggend, jy sien, Joe vat altyd die lekker is, Rudy. Joe vat altyd die lekker is. So, ons is dankbaar vir jou en jou span wat vanoggend saam met ons begelei het in aanbidding. Dit het lekker gelyk, my oor is toe, so ek kan nie mooi hoor nie, vir een of ander rede. Dus ek kan nie vir jou sê dit was mooi, Rudy nie, maar ek kan sê dit het lekker gelyk. My kinders sê ek sing vals, en ek het dit nou gehoor. Dis erg. So jammer vir julle wat altyd daar by my kant sit. Maar die Here het ook so 'n manier om 'n mens te nederig te hou en jou te herinner dat jy is eintlik maar net mens en dat jy in afhanklikheid van hom moet leef. Wat my ook laat dink aan nie so lank terug nie, dit was so in die begin van die vakansie. Almal het begin rustig raak en praat oor vakansieplanne en die winkels het so bietjie begin voller raak. Ek was by 'n afspraakie gewees, weggery by die afspraak en vir een of ander rede was daar so 'n jong ouetjie langs my met 'n vriend van hom in sy kar. Heeltyd so op my agter, jy weet daai ouens wat so by jou sit, nê? Omdat hy nie afstand kan meet nie, omdat hy te naby aan sy foon gesit het. So hy voel hy moet nou die hele tyd hier by jou sit. En uiteindelik trap ek so 2 keer op my rem en ek sien hy huk so en hy kom verby. En ek sê vir hom, is nie nodig nie, chom. En hy wys vir my iets, maar ek het dit nie gesien nie. En toe hy verbykom, toe doen hy dit 2 keer, en ek flikker vir hom, en sy maat wat langs hom sit, waai vir my, maar met 3 vingers. Jy weet, daai wat jy moet tussen die lyne lees. En in daai oomblik dog ek, maar dit is nie heeltemal nodig nie. Ek dink ons het nou ons punt gemaak en dit kom so dat ek toe nou langsom parkeer by die volgende robot. Draai laat die venster af. En ek sê vir hom, kom chom, kom. Ek sien jou hier voor. En hy sê, hier by die mall. Ek sê, nee, daar's te veel mense. Ek sê, by die garage kry. En ek trek weg. En ek sien, toe ek so my spieeltjie kyk, is hy missing. Ek stop by die garage met die hoop dat hy kom. Ek moes nou gesê, kom, chom, jy moet, as jy wil, dan moet jy mos nou. En toe ek uiteindelik asemhaal, en ek's dankbaar dat hy nie opgedaag het nie. Toe besef ek dat ek ook eintlik maar net mens is. En ek's baie dankbaar tweedens, dat ek nie een van daai Psalm 43 of Psalm 18 of hierdie kar is beskerm deur Psalm 119 versies op my kar het of 'n vissiekie nie, want op baie oomblik was ek glad nie 'n visser van mense nie. Maar mens besef maar net, en ek dink is dalk so ietsie met die einde van die jaar, ek sê maar dis die einde van die jaar, ek gee dit maar die skuld, dat 'n mens net so half bietjie gejaag raak en na jou gedagtes en jou hart toelaat om na plekke toe te gaan, wat jy nie normaalweg na toe gaan nie. In daai oomblik, toe ek weer daai tiener, daai jong ouetjie wat toelaat dat die kleinste dingetjie 'n mens net so bietjie weer laat opflair. So ons praat vanoggend oor die plekke van ontmoeting. Plekke waar God ons ontmoet, plekke waar ons harte oopmaak om God te ontvang, plekke soos wat ons vanoggend by sit, soos jy saam met ons kuier vanoggend. Ek is nie 'n bekleier nie, so moenie angstig raak nie. As jy saam met ons kuier, jy is so welkom.
So lekker om families bymekaar te kan sien. Hierdie is 'n tyd wat ons net weer daai vriendskappe en daai verhoudings weer optel, daai gesprekke wat al lank al uitgestel is, weer bymekaar kan uitkom. So dis so lekker om julle saam met ons te kuier. As iemand jou hiernatoe genooi het, mag jy nie weggaan sonder dat daai persoon vir jou koffie by Coffee the Bible gekoop het nie. So julle is baie welkom na die tyd, sommer saam met ons daar onder die tent te kuier, by ons community spasie, lekker net koffie en dalk so 'n minuut of 2 te spandeer, as jy wil omstap na die kruis toe en die weerladde toe, sit so 'n oombliekie daar en sê net dankie vir ons gesin en ons mense wat saam met ons is, so julle is baie welkom. So hierdie plekke, wat ons die laaste 3 weke na gekyk het ons begin met 'n Nasaret, en ons het vir mekaar gesê dat waar God se plan in die alledaagse begin. Omdat Nasaret eintlik nie baie noemenswaardig was nie, inteendeel Johannes 1 vers 46 sê, kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom. So ons sien dat dit die plek waarvan af Jesus se ouers gekom het, nie eintlik veel waarde gehad het nie. En ons het vir mekaar gesê dat dit juist daar is waar die engele aankondig dat dit gebeur soos wat dit moet gebeur. Dat die beplanning so was. Maar saam met dit het ons ook gesê dat die plek soos in Nasaret is dit waar Maria haar roeping, waar die Heilige Gees oor haar gekom het en waar sy aanvaar het en gesê het, Here, gebruik my soos ek is. Amper so ietsie soos wat ek moes bely vanoggend. Gebruik my met my tekortkominge, met my oomblik van mens wees. Gebruik my net soos wat ek is. So Maria se antwoord is, laat met my gebeur volgens u woord, Lukas 1 vers 38. Dis die plek van ontmoeting in Nasaret. En ek glo, jy het al so 'n plek gehad, of jy is op pad na so 'n plek toe, waar die Here jou net so 'n bietjie omdop, waar jy hou vas op jou kry, jou so 'n bietjie rondskit, en sê met jou het ek 'n plan. En dat jou antwoord op dit sal wees, Here, gebruik my, ek is in u diens. Ons het gaan kuier op die velde naby aan Bethlehem. Dis waar die vreugde vir die nederiges uitgespreek is. Die herders wat verteenwoordig hierdie gewone mense, dat hy nie kies, die engele kies, om aan die fariseërs in Jerusalem te verskyn nie, maar dat hy eerder by die herders aankom. Ons het gesels oor die plek van Bethlehem, die Bethlehem ster, dat Bethlehem hierdie betekenis van Bethlehem is huis van brood, Bethlehem Ephrata, wat beteken dis vrugbaar of in oorvloed. En ons het mekaar herinner dat daar waar ons God ontmoet, is hy 'n God wat seën en is hy 'n God wat in oorvloed vir ons gee. Jesus se eie woorde is dat hy die brood van die lewe is. En as ons vanoggend die nagmaal ook gaan gebruik waarmee ons gaan eindig, dan gaan ons mekaar herinner dat hierdie liggaam gebreek was, dat ons van hierdie brood gebruik tot herinnering, tot gedagtenis dat hy mens geword het, maar dat dit so gewil is dat dit moes breek. So God is nie 'n God van tekort nie, maar van oorvloed. Jesus het nie net vir sommiges gekom nie, maar hy het vir almal gekom. Elke een van ons wat hier is, wat bereid is om ons harte en ons lewens oop te maak, om hom te ontvang, om dit wat hy aan die kruis vir ons gedoen het, ook te kan deel van ons lewe maak. So Matteus 2, die stuk wat ons vanoggend so bietjie na gaan kyk, is 'n redelike lang stuk en ek het 'n paar langer stukke uitgehaal, want ek dink is so belangrik, omdat ons so gewoond is aan die storie, dat ons baie keer van die oomblikke mis, die plekke mis, die mense mis, en die geleentheid. So ek het lang stukke uitgehaal wat ek wil hê ons moet saam na kyk en lees, tot voorbereiding van die plek waaroor ek vanoggend wil gesels, die Jerusalem. Die Jerusalem wat eintlik jou hart is. Die plek waar 'n tempel is, waar iets gepraat word van koningsheerskappy, maar voordat ons by Jerusalem uitkom, want dit is die ander kant van die storie wat vandag homself, as ons nou sou terugdink, en ons weet ons nou ook vandag, 25 Desember is nou nie noodwendig die geboortedag nie, maar is belangrik dat ons 'n tyd en 'n plek het waar ons na hierdie storie kan kyk, want 'n verlosser het gekom. Ons noem hom Immanuel, God met ons. So Matteus 2 vers 1 tot 12. Jesus is in die dorp Bethlehem in Judea gebore tydens die regeringstyd van koning Herodes die Grote. Onderstreep
sommer net daai koning, want ons gaan oor hom gesels. Omstreeks daardie tyd het daar sterrekundiges, of ander vertalings praat van wyse manne, uit die ooste in Jerusalem opgedaag. Hulle doen toe navraag. So hier uit die omgewing van Syrië, Libanon, Iranse omgewing, ongelowiges. Hulle was nie Jode nie, hulle was nie heiliges nie, maar hulle het iets geweet van sterrekunde en hoe om sterre te lees, wyse manne wat bekend was met die profete se aanhalings. As hulle dink aan Jesaja, dan kan hulle dit aanhaal, en dis hoekom hulle ook dan hier na die Jerusalem op pad is. En dan vers 2. Waar is die pasgebore koning van die Jode? Ons het sy ster sien verskyn en gekom om hom te aanbid. Nou my voorbereiding was dit nou nogal 'n belangrike gewaarwording. Wat God gebruik in ons terme, heidene, ongelowiges, iemand wat nog nie tot ontmoeting met God gekom het nie, maar hulle weet van hom, daar's 'n nuuskierigheid oor hom, wat my so 'n bietjie net laat asemhaal het, want as ek al die sosiale media dophou en al die boodskapies van, dis 'n heidense afgodsdiens waarmee ons besig is op Kersdag, dan wil ek amper sê, ek het die geleentheid gehad, ek het verlede week genoem, om saam met Bertha vanoggend se boodskap op te neem, wat op Radio Kansel uitgaan, juist oor Kersfees, en sy het vir my moeilike vrae gevra, en ek moes self bietjie dink oor, okay, maar hoekom? Wat is vir ons belangrik? En dan is dit vir my so lekker om te kan sê, God gebruik selfs heidene, selfs sterrekundiges, selfs hulle wat ongelowig is, om 'n fokus te plaas op die lig vir hierdie wêreld. Laat my amper dink aan daai stuk wat sê, as julle dit nie doen nie, sal die klippe dit uitroep. Waar is die pasgebore koning van die Jode? Ons het sy ster sien verskyn en gekom om hom te aanbid. Toe koning Herodes hiervan hoor, het dit hom ewig ontstel, so ook die hele Jerusalem. Maak 'n streepie net daaronder. Die hele Jerusalem was ontstel oor dit wat hulle hier gehoor het. Hy roep toe al die priesterhoofde en skrifkenners bymekaar en hoor by hulle waar die Messias gebore sou word. Hulle het hom geantwoord, in Bethlehem, in Judea, want die profeet het soos vol geskryf, so 6-7 kilometer van Jerusalem af. En jy, Bethlehem, in die landstreek van Juda, jy is beslis nie die onbeduidendste dorpie in Juda nie, want uit jou sal daar 'n leier voortkom, wat my volk Israel sal versorg, soos 'n skaapwagter sy skape. Ons het baie oor skaapwagters verlede week gesels, en die belangrikheid van die herders, wat moes omsien na hierdie perfekte lam, wat voorberei was in Bethlehem. Dit was hulle rol, dit was hulle taak gewees, hierdie skaapwagters, wat in die oop velde was, en dat Jesus dan ook hierdie perfekte lam is, wat vir ons gekom het. Dan kan jy vir my na vers 7 toe gaan. Daarop het Herodes 'n geheime boodskap na die sterrekundiges gestuur om hulle na hom te ontbied. Hy het toe noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster oorspronklik verskyn het. Daarna laat hy hulle na Bethlehem gaan met die opdrag, gaan vind alles noukeurig oor die kindjie uit. As julle hom kry, kom sê vir my dat ek hom ook kan gaan aanbid. Dis 'n snaakse idee, 'n koning wat aan 'n ander opvolger koning wil eer betoon. Nadat hulle die koning aangehoor het, die sterrekundiges vertrek, en werklik waar die ster wat hulle in die ooste sien verskyn het, is weer daar en dit beweeg voor hulle uit, totdat dit bokant die plek gaan staan waar die kindjie was. Met die dat hulle die ster sien, 'n wonderlike blydskap oor hulle gekom. Toe hulle in die huis ingaan, sien hulle die kindjie by Maria, sy ma, en hulle val voor hom neer en aanbid hom. Toe maak hulle kussies met kosbarehede oop en gee aan hom geskenke van goud, wierook en mirre, hulle beste wat hulle vir hom gebring het. Maar omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie weer na Herodes terug te gaan nie, het hulle met 'n ander roete huis toe vertrek. Matteus 2 op Kersdag gaan hier ons gedagtes natuurlik eerste na Bethlehem toe. Micha se gedeelte, ek kan vir my Micha opsit. Micha 5 wat sê, en jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgange is uit die voortyd
van Genesis, van die voorlegging van die aarde, uit tot die dae van die ewigheid. En hy praat van hierdie plek byt, wat beteken huis of house, en dan lechem, brood. Huis van brood, wie Christus ook vir ons is. Maar ons kan op Kersdag nie anders as om ons gedagtes eers Bethlehem toe te vat nie, na die krib, na die herders, na die kind wat in doeke toegedraai is. Maar die Kersverhaal begin eintlik nog voor Bethlehem. As ons dink aan Advent, en om Advent hierdie tyd van afwagting, verwagting, dis die woordjie Advent, regtig te verstaan, moet ons ook na die ander gedeelte kyk, en dis in Jerusalem. Ons kyk juist na hierdie stad, waar God se beloftes vervul word. Dis die stad van 'n wagtyd, 'n Messias wat gaan kom, die profete wat by die tempel diens doen, die priesters wat by die tempel diens doen, hulle doen al daai met die verwagting dat die Messias gaan opdaag. Dis in Jerusalem. So daar's 'n wagtyd, maar daar's ook 'n aanbidding, dat offers gebring moet word. Ons het redelik baie daaroor al gesels, dat hierdie lammetjies gebring moet word, sodat bloed moes vloei, sodat sonde vergewe kan word. So Jerusalem, hierdie baie, baie belangrike plek. Maar Jerusalem in ons konteks en verhaal, is ook 'n plek van lyding, van teleurstelling, maar later word dit 'n plek van hoop. 1 Konings 8 vers 1 tot 12, is Salomo besig om, nadat hy die tempel opgerig het, ons weet, hy kry die geleentheid of die verantwoordelikheid, dit was sy pa se begeerte Dawid gewees, wat ook 'n veldwagter in Bethlehem was, en geweet het, die koningskap en koningsheerskappy wat daarmee saamgaan, wat gesalf is as koning in Jerusalem, en nou is sy seun die opvolger. Dawid se hart is om 'n plek te skep, 'n tempel te skep, waar God kan teenwoordig wees by die mens, die verbond wat gemaak is met Moses. Maar nou kom Salomo en hy het die voorreg om hierdie tempel in te wy. En Salomo roep toe die leiers van Israel, al die stamhoofde en familiehoofde bymekaar in Jerusalem. Hulle moes die verbondsark van die Here uit die Dawidstad, ook bekend as Sion, na die tempel oorbring. So tot nou toe was daar 'n tabernakel gewees, 'n tydelike plek, wat kan afgeslaan word, opgeslaan word. Ons ken die verhaal van uit Egipte uit, deur die woestyn, en tot nou toe was daar hierdie tydelike woonplekke waar die ark gestaan het, en wat eintlik die verteenwoordiging van God se teenwoordigheid, God se Shekinah, God se heiligheid was. Maar nou is daar 'n plek gebou, 'n tempel, deur mensehande. En op die feesdag in die vroeë herfs het almal in Israel by koning Salomo bymekaar gekom. Toe al die leiers van Israel daar was, het die priesters die ark opgetel. Priesters en leviete het die ark van die Here, die tent van ontmoeting, en al die gewyde toebehore uit die tent van ontmoeting gedra. Koning Salomo en die hele gemeente van Israel was saam voor die ark bymekaar. Hulle het kleinvee en beeste voor die ark geoffer, en daar was so baie dat niemand dit kon tel of bereken nie. Daarna het die priesters die verbondsark van die Here na die binnigste heiligdom van die tempel, die allerheiligste. Die tempel was in dele opgebreek, die allerheiligste waar net die hoëpriester een keer 'n jaar kon ingaan, versoening doen namens die volk vir sondes, en as dit aanvaar word, sou hy dan kon terugkeer. Dan is daar die allerheiligste, die heiligste, en dan die buitekant gewees, waar die eintlike offers gebring sou word. Net die leviete wat in die heiligdom kon ingaan, en daar was die brode gewees, daar was die menorah gewees, so elemente wat ons elke keer terugbring na die wet en na God se verhouding met 'n volk. Maar nou is daar 'n plek. Daar was so baie dat niemand dit kon tel of bereken nie. En dan vers 6, daarna het die priesters die verbondsark van die Here na die binnigste heiligdom van die tempel, die allerheiligste gebring, en dit onder die vlerke van die gerubs gesit, die 2 engele wat aan die kant van hierdie verbondsark was, wat dit moes beskerm het. Die gerubs se vlerke was bo die ark en die drahoute uitgesprei. Die drahoute was so lank dat die punte vanaf die voorkant van die binneste heiligdom gesien kon word, maar nie van buite af nie. Hulle is vandag nog daar. Daar was niks in die ark nie, behalwe die 2 plat klippe
wat Moses by Horeb daarin gesit het, dit was toe die Here tydens die uittog uit Egipte 'n verbond met Israel of die Israeliete gemaak het. Hier's 'n verhoudingsband wat gesmee word tussen 'n volk en 'n God. Ek wil julle God wees en ek wil vir julle omgee en ek wil julle gee wat julle van my vra, maar ek wil hê julle moet my volk wees. En hierso is 'n klomp riglyne op tablette geskryf wat ek wil hê julle moet volg. En toe die priesters uit die heiligdom kom, het 'n wolk die tempel van die Here gevul, omdat die magtige teenwoordigheid van die Here die tempel gevul het, kon die priesters nie met hulle werk voortgaan nie. En dan vers 12, Salomo praat met die mense, en toe het Salomo gebid, ek het nou vir u 'n glansryke tempel gebou, waarin u vir altyd kan woon. Vir 'n volk, vir 'n Salomo, Ou Testament, lang voor die aanbreek van Jesus, met profesie dat die Messias sal kom, het hulle 'n plek gegee, 'n teenwoordigheid wat hulle gedink het, waar God vasgevang kan word. En daarom is Jerusalem hierdie plek waartoe hulle elke keer teruggaan, om 'n ontmoeting met God te kan hê. Die profete het Jerusalem gesien as die plek van waar God se redding sou uitgaan na al die nasies toe. En daarom is die belangrikheid van Jerusalem die heeltyd daar. As ek dink aan Jesus, op 'n stadium, dan kyk hy van die Olyfberg af terug na Jerusalem toe. En hy sê, was julle maar gehoorsaam? Ek wou julle bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens, maar julle het afvallig geraak. So, hierdie konteks van 'n plek waar die teenwoordigheid van God altyd sal wees. Vir eeue lank was Jerusalem die geestelike hart van Israel. Dit was die stad waar die tempel was, waar die mense geglo het God se teenwoordigheid is, en as jy enigiets met God wou doen, of 'n verbond wou aangaan, dan was dit juis deur die priesters in die tempel in Jerusalem. En Advent, hierdie tyd, herinner ons aan 'n volk wat gewag het vir geregtigheid, vir vrede en 'n verlosser. Jerusalem verteenwoordig daai wagtyd. Die geboorte vind plaas in Bethlehem, maar dit is in Jerusalem wat die koms van die koning van die eeue die grootste effek gehad het. Nou kom ek gee net so vinnig konteks waar binne hierdie afwagting plaasgevind het, waar binne 'n tempel opgerig was, waar binne die verhouding met God binne in 'n allerheiligste plaasgevind het. En daarmee moet ek na 'n ander koning verwys, koning Herodes, die een wat ek gevra het, jy moet so vinnig onderstreep. Koning Herodes het niemand meer as homself in Jerusalem bedreig gevoel nie. Hy was die heeltyd op die uitkyk. Teen die tyd van Jesus se geboorte het hy al byna 40 jaar geregeer. Sy regeer was een van paranoia, van magsbehep en van uiterse geweld. Hierdie is 'n ou wat sy swaar, sy skoonma, maar ook sy eie 3 kinders laat vermoor het. Juis met die vrees dat iemand sy mag by hom kan oorneem. Omdat sy troon, of om sy troon te beskerm, sonder huiwering het hy mense laat doodmaak, jonk en oud, vriend en familie. Toe Herodes aan bewind gekom het, was een van sy eerste dade om dan ook die Joodse Sanhedrin, so wat 70 godsdienstleiers te laat teregstel. En dan ook later sy eie familie, sy eie vrou wat hy laat teregstel het. Enige iemand wat gelyk het asof hulle iets van sy koningskap wil oorneem. En is dieselfde een wat dan aan die sterrekundige sê, die sterrekyker sê, laat my weet, ek stel belang in hierdie ander koning waarvan julle praat. Geen wonder dat die hele Jerusalem saam met hom ontsteld was nie, want dit was uit vrees. Enige iemand wat teen sy magsvergryp gegaan het, was net daar op die plek doodgemaak. Inteendeel het hierdie Herodes amper die bynaam of die gedagte gehad van die geskiedskrywer sê, dit was beter om Herodes se plaasvark te wees,
as om sy familie te wees. Jy was veiliger as om sy familie te wees. So toe die wyse manne vra waar die koning van die Jode gebore is, het Herodes onmiddellik gevaar beleef en gevoel wie hy was. Sy identiteit was in die proses of was besig om aangetast te word. Hy het die wyse manne aangesê om te vertel waar hierdie kind gebore is, maar toe hulle nie na hom toe terugkeer nie, het sy woede oorgeloop in geweld. En so loop elkeen van ons se woede soms oor, dalk nie in geweld nie, maar in die beskerming van my behoeftes, of dit vir my lekker is, of dit vir my gemaklik is. En is nogal interessant as jy kyk en dink hoe ver jy sal gaan om daai ek is verontrief of verkeerd na gekyk, hoe ver jy sal gaan om dit te beskerm en 'n punt te probeer bewys. Herodes het toe beveel dat alle seentjies van 2 jaar en jonger in Bethlehem en die omgewing doodgemaak moes word. Hierdie besluit het nogal groot hartseer en rou veroorsaak, en daarom dat 'n volk in rou is. So vir ons is dit die lig, hy het gekom, die een wat ons geroep het gekom. Maar vir 'n volk op daai stadium was daar hartseer. Tog het Herodes nie daarin geslaag om Jesus dood te maak nie, want God het Maria en Josef gewaarsku in 'n droom, en hulle het met die kind na Egipte gevlug. 'n Menslike plan kon nie goddelike plan stop nie. So die Kersverhaal dis nie net 'n stil krib, sagte liggies en 'n ou Holy Night wat gespeel in die agtergrond nie. Inteendeel, is 'n verhaal van wrede heersers, van 'n vlugtende ouers en van onskuldige lewens wat verlore gegaan het. Herodes verteenwoordig mense wat deur Jesus bedreig voel. En daarom dink ek is hierdie die ongelooflikste tyd om juis oor die redder van die wêreld te praat. Want hy verontrief ons almal. Baie aanvaar Jesus as die helper of verlosser, maar huiwer om hom as koning van hulle lewens te erken. En ons kan dit maar sien in hoe ons lewens gemaklik probeer inrig. Die oomblik wat dit bietjie reën buitekant, dan wonder ons, moet ons regtig? En ek weet I'm preaching to the choir. Maar in ons eie lewens, die oomblik wat dit so bietjie dol begin gaan, dan is dit soos, ek weet nie of ek regtig tyd het vir hierdie klein groep mense nie, hulle irriteer my in elk geval. Hulle kinders, baie stout. Kersverhaal is nie net die mooi nie. Die vraag bly, is ons bereid om van ons eie troon af te klim en Jesus toe te laat om te regeer? Dis wat Kersfees kom vra. Dis waarom sy geboorte mense toe en vandag nog ontstel. Want jy moet opgee, jy moet weggee. So as Jerusalem ietsie sê van koningsheerskappy, dan is dit die eerste gedeelte. Is hy jou koning? Het jy hom al toegelaat om op die troon te klim? Of beskerm jy nog jou eie gemak en troon? Jerusalem was ook 'n ontmoetingsplek, die tempel, God se ontmoetingsplek in Jerusalem. As ek Salomo so 'n stuk lees, dan hoor ek ietsie daarvan. As jy vir my 54 en 61 kan opsit, asseblief, 1 Konings 8 vers 54 tot 61. Ek dink ek het dit bygesit vir vanoggend. Toe koning Salomo die tempel in Jerusalem ingewy het iets heiligs en ontzagwekkends gebeur. God se heerlikheid het die tempel so gevul dat die priesters nie eers kon kyk of daar kon bly nie. Hierdie oomblik het een ding bevestig. God het gekies om by sy volk te woon. Die tempel was nie net 'n indrukwekkende gebou nie, wat was 'n ontmoetingsplek vir God en vir mens. Dit is 'n plek waar ons by mekaar kon kom. Dit was 'n geestelike tuiste. In Salomo se gebed vra hy, die geroep van sy volk moet gehoor word, dat hulle vergewe sal word, dat hulle nie sal afdwaal nie, dat hulle harte weer na God toe sal terugkeer. En dit was alles in 'n Jerusalem, in 'n tempel. As Jesus oor die Jerusalem kyk, dan is daai wat hy voel, wat in sy hart breek. Tempel was 'n plek van herstel. Tempel was 'n plek van vergifnis. Tempel was 'n plek van hoop. So geen wonder dat die Joodse volk so vasgeklou het
en vandag nog vasklou aan 'n Jerusalem of 'n tempel nie. Dit was vir hulle die hart van hulle geloof, die plek waar God ontmoet. Okay, Stefan, so tot nou toe was dit Ou Testament, tempel, help vir my, waar kom Bethlehem ster, Jesus in die storie? Kersfees gaan nie oor om te perfek te wees nie, dit gaan oor die perfekte verlosser. En as jy vandag bewus is van jou eie swakheid, soos wat ek bewus geraak het, en 'n paar keer bewus geraak, of bewus word van, dan is jy presies waar God jou wil hê. Dis die plek waar Bethlehem sê, God het gekom. Dis die plek waar die kruis sê, God het betaal. En dis die plek wat Jesus se aankondig van lewe sê, ek het jou lief. Ek gee om vir jou. Maar nog meer is dit, die tempel is nou in jou hart. Ek het gekom om vir jou 'n nuwe hart te gee, om hierdie ou kliphart uit te haal, en my verbond op jou hart te skryf. Waarmee skryf ek dit? Met die bloed wat moes vloei, die lam se bloed, die kruis. Dit bring ons in verhouding in. En daarom sê Hebreërs 9 vers 11 tot 15 die volgende gedeelte. Daarom is hy ook die middelaar van 'n nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortreding wat onder die eerste verbond begaan is, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang. Broers en susters, ek kan vir my maar net na die volgende enetjie te gaan. Broers en susters, ons het dus nou deur die bloed van Jesus volle vrymoedigheid om in die hemelse heiligdom in te gaan. Hy het hierdie nuwe, lewegewende pad, is so 'n mooi woord vir my. Het jy al 'n God ontmoet? Het jy al ontmoeting met Jesus gehad? Of dit nou die kindjie Jesus is, of die verlosser aan die kruis, of die leeggraf Jesus, of die opgestane een wat die Heilige Gees laat oor ons uitstort, die een wat vir jou lewe gee. Hy het hierdie nuwe lewende gewende pad, wat deur die binneste voorhangsel tot by God gaan, vir ons oopgemaak, deur vir ons te sterf. Wat meer is, ons het 'n groot priester, wat toesig hou oor die huis van God. Nie meer 'n tempel, wat hy sê afgebreek gaan word in 3 dae, en hulle wil hom stenig daarvoor. Inteendeel, dis waarvoor hulle hom aangekla het, valslik, want hulle het nie verstaan dat dit 'n tempel is, wat hier in ons harte leef nie. Die probleem van die mensdom is ons eie selfgesentreerde natuur, my wil bo God sin, my reg bo liefde, my trots bo nederigheid. Probleem van die mensdom is nie net omstandighede nie, dit is ons menslike hart. En tog, na die opstanding, word Jerusalem die plek waarvan af die disippels uitgestuur word. Dit word die plek waar die boodskap van vergifnis begin, word die plek van goeie nuus na die hele wêreld toe. Elke een wat vandag saam met ons reg oor die wêreld bymekaar kom en sê, heilig, heilig, heilig. Wat in vrees begin het, eindig in hoop. Wat met die Herodes afgeskop het, met dood en wraak en selfsugtigheid, eindig met 'n koning wat opgelig word. God kan plekke en harte wat verward, moeg of bang is, verander. So wat Kersfees ons vandag leer? Op hierdie Kersdag herinner Jerusalem ons daaraan dat God sy beloftes hou. God werklik die menslike geskiedenis binnegekom het, binnegetree het. God 'n wagtyd in vreugde en 'n smart in hoop verander. En ek hoop dit is so vir jou vandag. Dit wat jy op jou hart dra, dit wat jy vanoggend mee opgestaan en sê, Here, dit is toe nou nie wat ek gedink het aan die einde van die jaar dit moet wees nie. Hierdie Kersfees voel net swaar, hy voel net asof hy anders lyk en voel, ongeag van die omstandighede. Ek wil jou vanoggend sê, maar Jesus tree in daar, en hy's daar teenwoordig. Jy hoef nie meer na 'n Jerusalem te gaan, 'n tempel nie. Want die tempel van die Here het hier naby gekom. Die wyse manne volg die lig. Soekers van waarheid wat deur God se openbaring gelei word. Herodes se vrees toon hoe trots en mag altyd God se koninkryk teestaan.
En ons sien dit daagliks. Ware aanbidding vra dat ons skatte, ons tyd en ons lewens aan die koning sal gee, soos die wyse manne dit gebring het. Die wyse manne volg die ster en hulle kom om te aanbid. Hulle is soekers van lig en soekers van waarheid. My gebed is dat ons soekers van lig en waarheid sal wees en dat ons mense op hierdie reis saam met ons sal vat. Wyse manne bring geskenke, goud, wierook en mirre, simbole van eer, simbole van aanbidding en van opoffering. Elke mens moet kies hoe om te reageer op Jesus se koms. En so ook elkeen van ons vandag. Elke plek waar jy hom toelaat, word 'n heilige plek. So Kersfees is nie net 'n herdenking wat dit was nie. Ja, daar's baie nostalgie en die swem en die wartlemoen in die swembad en iemand het dan nou gepraat, Rudy het gepraat van die lekker reuk van kos, maar ook dalk van die parfuum wat hulle ontvang het. Dit is dit, maar dit is eintlik die uitnodiging van wat kan wees. God met ons vandag. En daarom juig ons vandag. Die kind is gebore, die belofte is vervul, die God is by ons en hy is Immanuel. Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde vir die mense wat hom liefhet. Ons wil saam die nagmaal gebruik. En die nagmaal is vir my so 'n mooi herinnering wat die hele storie bymekaar bring, van 'n kind tot 'n kruis, van 'n kind wat hoop vir 'n wêreld van naby gekom het en nou in ons woon. En ons wil hulle uitnooi wat vir ons vanoggend die nagmaal gaan bedien, om asseblief daarmee te begin. Ek wil jou vra, as jy by ons besoek, is jy meer as welkom om saam met ons die nagmaal te gebruik. As jy jou kinders saam met jou het, vra ons dat jy aan hulle sal verduidelik die belangrikheid daarvan, dat ons harte sal oopmaak en ook sal deelneem en saam sal sê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde vir die mense wat hy liefhet. Jesus herinner ons, die dag waarna hy, of die nag waarna hy verraai is, dat hierdie is sy geskenk. En elke keer as ons die brood en die wyn gebruik, word ons herinner dat hy God mens is, en dat hy naby gekom het, en dat hy vir ons hierdie geskenk gegee het. En daarom kan ons vanoggend saam, as 'n gemeente, as liggaam van Christus, ook daaraan deelneem. Ek gaan vra dat ons opstaan, vanoggend op so 'n manier, dan ook die nagmaal gebruik. As jy gereed is, vat so 'n oomblik en sê sommer vir hom dankie vir die wonderwerk wat hy besig is om te doen in jou lewe. Dankie Here dat U vanoggend ook U lig besig is om deur te breek, deur al die krake van my lewe. Daar waar ek ver tekort skiet, daar waar ek oor skaam is, dit wat in my diepste, donkerste geheime, wat ek wegsteek vir 'n wêreld, wat my aankla die heeltyd, wat veroorsaak dat ek weer wil beheer vat en op my eie troon kom sit, kom wys hoe goed en oulik en sterk ek is, dat ek alles bymekaar het en dat ek alles in beheer het. En vanoggend as ek so van die nagmaal gebruik, die brood wat gebreek is, word ek herinner dat dit die laaste keer was wat 'n lam geslaghoefte geword het vir elkeen van ons. Dat hy mens moes word, dat hy vir ons gegee is in 'n Bethlehem stal, dat hy saam gestap het, vriende gelag en gehuil het, gesplanigtoemaai het, sy siel, sy hart gebreek het vir hulle wat seer het, vir 'n volk, maar vir elkeen van ons, Here. En so kyk U vanoggend ook na elkeen van ons wat hier met diep hartseer sit. En dankie dat U, soos hierdie druiwesap deur die are van my liggaam vloei, U inbreek in elkeen van ons se lewe, soos wat U aangekondig het, 'n seun is gebore, en jy moet hom Jesus noem, Yeshua, God wat red. So red U vanoggend opnuut, elke keer
as ons onsself neerlê en voor U neerbuig en sê, aan U is die heerlikheid en die krag en die majesteit, want U is God ons koning. Dankie dat hierdie oomblikke heilig is, dat hierdie plekke heilig is, plekke van ontmoeting kan wees, waar ons harte, ons gedagtes en ons lewens toegewy kan word aan U. Ons bid vir vandag, vir gesprekke, vir mense wat saam is, vir families, vir kinders en gesinne, vir ouers wat weer moet jammer sê en weer moet regmaak, vir kinders wat opkyk en sê, ons is lief vir julle. Dankie. Dankie dat U 'n vaderhart het, dat U ons ook so kom ontmoet vanoggend. Amen. Amen. Terwyl ons so staan, wil ek vanoggend vir ons 'n spesiale seën uitspreek. Dis die woorde wat ek op die skerm sommer gaan sit. As jy vir ons daar gaan, die laaste stukkie gaan reg hê. Dis sy lig wat in gewone plekke inkom. Nadat Salomo klaar gebid het en hierdie dinge van die Here gevra het, het hy opgestaan en waar hy voor die altaar van die Here met sy hande uitgesteek na die hemel toe gekniel het, hy het gaan staan in die hele gemeente van Israel hardop soos volg geseën. Loof die Here wat vir sy volk Israel rus gegee het, soos hy beloof het. Mag jy rus ontvang. Nie een woord van al die goeie beloftes wat hy vir Moses gegee het, het onvervuld gebly nie. Mag hy ook so jou hartsbegeertes vervul, dat hy genoeg sal wees vir jou. Mag die Here ons God met ons wees, soos hy met ons voorouers was, mag hy ons nooit verlaat of ons nooit laat vaar nie. Dat jy sy tasbare teenwoordigheid sal beleef en voel en ervaar. Nie net vandag nie, maar elke dag. Mag die Here ons God met ons wees, soos hy met ons voorouers was, mag hy ons nooit verlaat of ons nooit laat vaar nie. Mag hy ons die gewilligheid gee om in alles sy wil te doen, en om al sy gebooie, bevele en bepalings wat hy vir ons voorouers gegee het, te gehoorsaam. Nie uit dwang nie, maar uit 'n liefdesverhouding. En mag hierdie woorde wat ek voor die Here gebid het, voortdurend, dag en nag by hom wees, sodat die Here ons God, my saak en die saak van sy volk, Israel, volgens ons daaglikse behoeftes in stand sal hou. Mag dit deel van jou lewe wees. Dan sal mense oor die hele wêreld weet dat die Here God is en dat daar geen ander God is nie. En mag julle ten volle toegewy wees aan die Here ons God, sodat julle altyd sy bevele en sy gebooie gehoorsaam, soos wat julle dit vandag ook doen. En ontvang die seën daarmee. Amen. Amen.